erwe. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons sing tot lof van die Here uit Volkslied 68, daarvan die eerste en die tweede verse. Volkslied 68, hou ek die eerste verse voor. Here aan God, bring aan hom die eer, hy buig in liefde neer. Profete se verwagting gaan heerlik in vervulling. 'n kind is vir ons geskenk, 'n seun is vir ons gegee, 'n koningskind is vir ons gegee. Vonk 68, 1 en 2 tot lof van die Here. Broers en susters, die woord van God lees ons. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. En as ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander olie hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit
sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons sondes bely, kom ons sing uit Psalm 355, vers 1 en 2. 355, 1 en 2.
U wat driemaal heilig is, ons prys U naam. Ons bring aan U al die eer, al die lof en al die aanbidding wat U alleenlik toekom. Want daar is niemand soos U. Daar is niemand naas U nie. U is waarlik die enigste. En ons erken U ook vandag opnuut as ons Heer en ons God. En ons dank U dat ons U mag ken. Ons dank U ook dat ons vandag hier by mekaar mag wees. Hier in die kerk, om so ook hier die eer aan U te betoon. Dankie vir die Bybel waaruit ons kan lees. Dankie vir liedere wat ons kan sing tot U eer. Maar Here, dankie ook dat ons deur U self ook geleer word, geestelik gevoed word. Wanneer ons so uit die Bybel uitlees en wanneer ons ook na U gepredikte woord luister. En wil U dit asseblief ook nou stil maak in elkeen van ons gemoed? Wil U vir ons 'n ontvanklike hart gee en 'n geopende oor, sodat dit wat hier gebeur, kosbaar diep in die skatkamers van ons harte gebeure kan doen. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam uit die woord van die Here uit Lukas se eerste hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf vers 46 tot en met vers 56. Dit is die loflied van Maria. Lukas 1 dan vanaf vers 46. Maria het toe gesê: My siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ons lees tot sover. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde hoor, as ons dit opreg glo en ook uitleef elke dag van ons lewens. Kom ons sing weer saam uit Psalm 354. Psalm 354, die eerste en die tweede strofe daar. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing? Vervul in welbehae ons harte met U gees. Skenk ons in hierdie dag 'n ware Christusfees. Kom ons sing hartlik saam die eerste en die tweede strofe vir die vrede. Oh
van Maria. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. My siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser. Broers en susters, hierdie tyd van die jaar is eintlik so 'n kosbare tyd. Vir meer as net ons as Christene, want Kersfees is 'n universele tyd, wêreldwyd. Selfs hulle wat dit nie glo nie, gee erkenning daaraan en sê daar is so 'n tyd. 'n Tyd waar daar 'n babatjie gebore is, Bethlehem. Maar waarmee assosieer ons Kersfees? Wat is die bedoeling van Kersfees vir u en vir my? Ek dink as ons begin praat oor Kersfees, en ons praat oor ons gesinne, dan het elke gesin maar sy tradisies rondom Kersfees. Sy gebruike. Wanneer 'n mens so beweeg en die radio speel, dan is daar sekere musiek wat hierdie tyd van die jaar meer gespeel word. Kersmusiek. Hierdie tyd van die jaar is daar 'n ster op so baie kersbome om hierdie helder ster wat vir ons gegee is te herdenk. Ons dink oor 'n stal met 'n babatjie, met 'n Josef en Maria en herders. En ons dink aan sterrekykers wat by Jesus en Maria kom. Al is dit dalk eers 'n jaar daar. En dit is wonderlik om hierdie dinge te dink. Dit is wonderlik om oor hierdie dinge te ervaar in ons lewens. Maar broers en susters, daar is nog 'n dieper betekenis agter Kersfees en die viering van Kersfees. En dit is die nadenke van God se ingrype in ons wêreld. Kersfees gaan nie net oor viering nie. Dis 'n feestyd, ja. Maar Kersfees gaan oor die nadenke van God se ingryp in die lewe van mense. In die lewe van u en my. Sodat ons anders kan gaan optree. Hierdie is nie net iets wat lank gelede gebeur het. Hierdie is nie net 'n vreugdetyd by die jaar 0 waar geen mens onthou het. Hierdie is 'n feesgeleentheid waar ons besef God het mens kon word. Hy het op hierdie aarde die gestalte kom aanneem van 'n mens wat lyk soos u en ek. Wat dieselfde behoeftes, dieselfde gedagtes en dieselfde omstandighede ervaar het as wat ons steeds vandag ervaar. God wat ons plek in hierdie aarde kom verander het. En hierdie gedeelte wat ons dan saam gelees het, die loflied van Maria of die Magnificat, soos wat hy ook bekend staan, gebruik Lukas as 'n oorgang tussen die aankondiging van hierdie babatjie wat gaan gebore word en dan die gedeelte wat hierop volg, is dan die geboorteverhaal waar Jesus dan in die stal daar in Bethlehem gebore word. En in hierdie lied besing Maria die lof van die Here om haar blydskap en dankbaarheid na vore te bring. En hierdie lied val in 3 dele uitmekaar. Die eerste gedeelte besing Maria net soos Hanna van ouds
1 Samuel 2 van die lof van God. Omdat God hom oor haar ontferm het. En haar in haar nederigheid en haar lae status eer en aansien gegee. En haar hele doel en haar hele bestaan om verander. Maria fokus dan van die begin van haar lied af daarop dat God besig is om dinge te verander. Hierdie verandering kom dan op so 'n duidelike manier na vore. 'n Maria word gekies. 'n Maria word gekies om hierdie beloofde Messias in die wêreld te bring. 'n Onwaarskynlike persoon. Nie iemand wat enigiemand ooit sou geraai het dat sy die uitverkose persoon sou wees om hierdie kind in die wêreld te bring. Hierdie Maria was iemand met geen eer of aansien. En in daardie tyd was dit nogal geweldig belangrik. Jy het twee tipes mense in die samelewing gekry. Jy het jou elite gekry. Jou mense met invloed, die gesag, jou priesters, jou konings, jou familiehoofde. Mense wat grond besit het. Mense wat alles regeer het, omdat hulle die finansiële mag daartoe gehad het. En die tweede groep, die laer klas, was maar mense wat grondlose plattelanders was, ambagslui, onreines, of sommer maar net die gepepel. Hulle het geen status in die samelewing gehad nie, en moes maar spring as hierdie elitegroep gesê het, julle moet so maak, of dit gaan nou so gebeur. Maria het op hierdie laagklas gekom, want haar man, Josef, hy was maar net 'n ambagsman. Hy was 'n skrynwerker, wat hom elke dag besig gehou het met houtwerk. Tafels, stoele, tafeltjies, houtwerk. Dis wat hy gedoen het. 'n gewone man van die platteland, van 'n dorpie Nazareth, daar ver van Jerusalem. Maar hierdie verandering wat in ons lewens intree, is dat God juis gekom het en gered het, ook vir ons. Ons wat ook geen eer of status het. Want uit onsself is ons tot niks in staat. Uit onsself is ons ook maar net gewone sondaar mense. Is ons mense wat so geneig is om die verkeerde dinge te doen. Ons het niks om op te roem. Want selfs ons beste pogings is maar gebrek. Net soos wat God vir Maria gebruik het, gebruik hy ook vir u en vir my, om hierdie verandering in hierdie wêreld sigbaar te maak. Die tweede gedeelte van hierdie lied van Maria vertel wie hierdie God is, wat aan haar hierdie eer kom betoon. En dan lees ons daar dat hy die barmhartige en genadige God is, wat deur die eeue vir elke geslag en vir elke mens in alle omstandighede daar is en was, om hulle in hulle nood by te staan, om hom oor hulle te ontferm. God doen dit deur in mense se lewens in te gryp en hulle omstandighede te verander. Hy verhoog die wat verneder is en verneder die wat hulle self verhoog het. Hulle wat hulle self dinge aanmatig, bring hy tot 'n val. En die nederige stel hy op en gee ook aan hulle 'n nuwe geleentheid. En broers en susters, so is dit ook vandag nog in ons lewens. God
kom en verander ons lewens. Daar waar ons besef wie ons is, en ons besef wie hy is. Daar waar ons vertroue volkome op hom stel. Daar waar hy ons hoop is, vir vandag en vir môre. Waar ons nie ons krag by onsself soek nie, maar by hom, wat alles moontlik kan maak. Die derde deel van hierdie lied van Maria lê klem op die betroubaarheid van God. Dat God getrou bly en nooit sy belofte sal verbreek nie, maar dat hy gestand doen daaraan van geslag tot geslag. En dit is ook vandag nog in ons lewens se werklikheid. God se beloftes is ook deel van my lewens. Daar is nie 'n enkele leë belofte wat in die Bybel opgeteken staan. Elke belofte daar is, of reeds vervul, of sal nog vervul word. Daardie belofte wat aanvanklik met Abraham gemaak is, ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal my volk wees, is vandag nog net so op ons lewens van toepassing, behalwe dat Jesus nog kom ingryp het en hierdie verandering kom moontlik maak het. En sondaar mense met geen eer en status nie, kom ophef het, kom optel het uit die donker dieptes. Hy het vir ons steeds 'n God gebly. En hy sal dit altyd wees. En ons kan sy verloste kinders wees, omdat Jesus ons verlosser is. Nie was nie, want dan is dit verby. Hy is dit steeds vandag. God se beloftes hou gestand. Waaroor jubel hierdie lied van Maria dan eintlik? Maria jubel nie oor die feit dat sy uitverkies is en 'n kind ontvang het wat miskien elke ander vrou graag sou wou gehad het nie. Maria jubel in hierdie lied omdat God bewys het dat hy getrou is aan sy beloftes. Van geslag tot geslag. Ja, God is barmhartig en genadig teenoor haar, maar hy is dit ook teenoor elkeen van ons. Vir elkeen wat in nood is. Broers en susters, God het hom ook in die moederskoot van Maria oor elkeen van ons ontferm. God het hom kom vereenselwig met ons as mense, deur mens te word. Nie net te verskyn en te verdwyn nie, maar deur gebore te word. Op hierdie aarde groot te word, in aardse omstandighede, in die aardse werklikheid. Hierdie Jesus loop op hierdie aarde. Hy word honger en dors, hy word hartseer en moeg. Hy word ook versoek om die verkeerde te doen, maar doen dit nie. Hy leef sonder sonde, en hy word die sondelose lam van God, wat geslag word, wat gekruisig word, en wat sterf, net soos elkeen van ons, en begrawe word. Maar hy oorwin die dood, en hy staan op uit die dood, en daar verskyn hy weer aan mense. En hy vaar op na die hemel, weer met 'n belofte. Ek sal weer terugkom, net soos wat ek nou van julle af weggaan. En elkeen wat in my glo,
normale mens, gewone mens, mens sonder eer en aansien, 'n koning sonder 'n paleis, 'n leermeester sonder studente, 'n diensknegt met baie volgelinge. Hy is die koning van die Jode. Die koning van alle konings, die heerser oor die ganse heelal heen. En Jesus Christus is God Immanuel, God by ons, met ons, saam met ons. En Jesus Christus het God ons kom bystaan, sodat ons nie in hierdie verwarde wêreld en onregverdige wêreld oorgelaat sal wees nie. Dat ons nie maar net aan die noodlot oorgelewer is, maar dat ons kan deel hê aan die ewige heerlikheid. Met standvastigheid, met hoop. En Jesus Christus het ons 'n waarborg dat ons met al ons kwellings, vrese, sorge en onsekerhede nie alleen is nie, maar dat God altyd in ons lewens teenwoordig is. En spesifiek, daar in ons diepste nood, waar ons hom die duidelikste raak sien. Daarom, liewe broer en suster, kan ons nie net nie, maar moet ons ook elke dag ons oë op God gerig hou, want hy is ons lewende hoop, wat nooit sal ophou om te wees nie. 'n Hoop wat onverganklik en seker is. In hierdie feestyd, in hierdie Kerstyd, vier ons 'n Christusfees. Fees waar ons onthou van God se ingryp in die lewe van ons se kinders. En dat dinge nooit weer anders kan wees. Dat daar nie genoeg duisternis in die ganse heelal is om hierdie lig uit te doof nie. Jesus is die lig vir die mensdom. Elkeen wat in hom glo, deel daardie lig. En ons verantwoordelikheid is om die weerkaatsers van sy lig in hierdie wêreld te wees. Kom ons gaan in hierdie Kersfees en ons verkondig hierdie boodskap aan almal rondom ons, elke dag. Amen. Kom ons bid. Here, vir die ingrype en die verandering wat U in ons lewens kom moontlik maak het, sê ons vandag vir U dankie. Dankie vir wie U is. Dankie vir wat U doen en gedoen het. En ook bereid is om steeds te doen in elkeen van ons lewens. Dankie Here vir U beloftes, vol vastigheid en sekerheid en hoop, waarin ons ook kan vashou, ongeag ons omstandighede. Wil U ons lei? Wil U ons opnuut die kinders maak wat U ons bedoel het om vir U te wees? Wil U asseblief in hierdie week ook saam met elkeen van ons wees? Hou asseblief U hand ryklik oor ons uitgestrek en stuur ons om ook vir U diensbaar in hierdie wêreld te wees. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Amen. Liefdes, kom ons sing as antwoord op die prediking en as slotsang dan Vonklied 256. Vol van vreugde wil ons jubel oor ons God se goedheid sing. God se liefde vir die mensdom het sy seun na ons gebring. Kom loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God. Met jou hele lewe. Kom ons sing hartlik saam, die eerste en die tweede strofe, as antwoord op die prediking, en dan na die seëngroet, die derde strofe.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap wat ons het met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u, elke oomblik van elke dag. Amen. Broers en susters, net 'n paar afkondigings. Kom ons dink in hierdie week aan ons medebroers en susters wat was met die gesondheid, wat ook gegaan vir operasies. Kom ons dink aan Jackie Sagie, aan Andrew en Heidi Cox. Kom ons dink nog aan die Don Motma. En ook aan die Jude van der Merwe, want steek nog aan die Jude vandag hier gekry. Dankbaar dat het beter gaan. Sy het nou 'n knie en 'n heup en amper heeltemal te ouderop. Dit vat maar 'n rukkie om alles weer net gesond te kry, maar ons is baie dankbaar dat dit baie beter gaan. Ons dink ook aan die Broderick, ons is ook bly sy weer vandag hier. En dat dit met daarop weer soveel beter gaan. Baie sterkte ook weer in die einde. Ons dink ook aan hom Gerda beskaf nie. Ons is ook dankbaar dat hy weer op die been is en ook hier saam met ons is. Nadat hy ook daar die beroerte-aanval gehad het en dat dit met hom baie beter gaan tans. Al is hy maar nog swak, ons bly dit gaan beter. Kom ons dink ook aan Pieter Daniel wat hierdie week gaan vir operasie. Kom ons dink ook aan die Marita wat haar voet nog stoei nadat sy geval het. Ons glo dat dit ook vinnig uitgesorteer kan word en dat hy weer heeltemal reg is. Broers en susters, kom ons draai hierdie broers en susters van ons aan Here op en ons vertrou. Ons glo dat die Here ook aan hulle die genesing sal skenk wat hulle nodig het. Broers en susters, ons gaan volg